drama behels en hoe hy werk, waarna ons kyk. Okay? So, eerstens wat ons gaan kyk is na 'n verhoogdrama. 'n Verhoogdrama, kan jy, wat kan jy alles doen met 'n verhoogdrama? Ja, jy kan hom sien, wat kan jy nog doen? Emosies voel, jy kan dit ook doen, ja, wat? Jy kan hom hoor, wat nog? Erasmus? Jy kan hom nie. Jy kan nog? Jy kan hom ruik. Dan kan reken wees soos die rook wat hulle op die verhoog doen, of hulle kan byvoorbeeld 'n koppie koffie gemaak het en jy kan nie koffie ruik. Okay. So met 'n verhoogdrama gebruik jy amper basies al jou sintuie om 'n verhoogdrama te ervaar. Okay. Het julle dit? Okay. Dan 'n televisiedrama en 'n rolprentdrama. Ja. Jy kan hom sien. Ja. Jy kan hom hoor. Jy kan hom hoor. Okay, dink julle kan dit dalk al, hoe kan ek sê, ervaar ook? Dink jy as jy 'n fliek kyk, kan jy jouself in daai karakter se skoene inneem? Nee. Kan jy nie? Het jy nog nooit 'n movie gekyk en gedink, ja, ek wil James Bond wees nie? Okay. Het jy ooit daaroor gedroom of 'n storie geskryf daaroor? Het jy jouself al ooit in so 'n persoon se skoene gesien? Oh, okay. Okay, dan 'n radiodrama. Dit moet jy hoor. Jy moet hom hoor. 'n ander naam vir 'n radiodrama is hoorspel. Hoorspel. Maak vir jou 'n nota, skryf dit neer, want jy kan verwys daarna. In toetse of eksamens of wat ook al, jy kan verwys na wat is hoorspel. Okay. Wat is hoorspel? Okay. Die drama bestaan uit die hoofteks en die neeweteks. Onthou julle het my gevra wat is 'n neeweteks? Ja. 'n Neeweteks verwys na die toneelaanwysings of die instruksies aan die spelers. So, het julle al byvoorbeeld 'n drama gelees en dan sê hy byvoorbeeld Sunny staan aan die regterkant van die verhoog. En sy doen la 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 la, sy sien boom op blaartjies waai. Kyk, dit is dan wat 'n neeweteks is. Jou hoofteks is die dialoog. Dis wat die sprekers mekaar sê. So as ek byvoorbeeld sê, Amonai, jy moet vandag jou huiswerk doen en ek speel die rol van onderwyser, dan is ek die speler wat dan iets vir Amonai sê. Right. Dan gaan ons kyk na die dramatiese struktuur. So, aan die begin is alles lekker, die akteurs word dan basies, of die karakters word bekendgestel. Wat sal julle sê gebeur volgende? Ja. Nee. En as iemand anders? Sunay? Nee, nie heeltemal nie. Ja. Ja. Dit bou op. Okay, so daai opbouingsdeel daar waar die mannetjies opklim, verwys na jou motoriese moment en jou ontwikkelingsfase. En so ook na jou krisisfase. Dan heel bo, wat kry ons heel bo? Die klimaks. So daar is waar die explosion gebeur. Okay. Al die konflik word dan basies daar gesien en daar word 'n probleemoplossing gevind vir die konflik wat dan in die drama plaasgevind het. So en daarna, die ouetjie wat met die parachute afvlieg, wat gebeur dan? Hy gaan op die grond. Hy
Ek gaan op die grond land, so dit beteken die spanning is ver. Dit beteken die storie kom tot 'n wat dan? Reg. So nou gaan ons kyk, ouetjies. Ek gaan vir julle so verduidelik. Wil dit asseblief nog nie neerskryf nie. Ek gaan so 'n bietjie later gaan ons omteken. Okay, so eerste wat ons kry is die eksposisie of die uiteensetting. Wat daar dan gebeur is, jou karakters word bekend gestel en jou ruimte en jou tyd en jou plek, alles word dan basies gevind en weergegee van waar dit plaasvind, wat die tyd is waar dit plaasvind. Dit kan byvoorbeeld in die 19de eeu wees of in die 20ste eeu of selfs in die 15de eeu of dit kan vandag wees. Jou ruimte gaan wees byvoorbeeld by die huis of in die klaskamer of op die plaas. Dis jou ruimte. Dit wys waar dit plaasvind. Okay. So, jou agtergrondinligting word dan vir jou gegee en daar's nog nie regtig spanning nie. Daar's nog nie bekleierery of emosies wat regtig so ver ontwikkel het om innerlike konflik te bou nie.